Okay, wat die volgende storie is eintlik een van jou kollegas wat 'n lewensfilosofie het teenoor die liefde en trou. Dis nou 'n kollega wat nou later ook nou uit 'n regter geword ook. Kan jy 'n bietjie vir ons vertel van sy liefdesfilosofie? Ja, kyk, die egskeidingshof kan nogal 'n traumatiese plek wees vir party mense. Dit behoort nie so te wees nie, maar dit is nou so. En partymal. Nou, wat gewoonlik gebeur by 'n egskeiding is dat voordat die ek het nou intussen heelwat egskeidings gedoen, so nou het ek ervaring van die goed gekry. Maar daar het ek nou nog nie veel gehad nie, maar toe wat eintlik gebeur is, die proses word vooraf eintlik amper totaal uitgespeel tussen die prokureurs wat ooreenkomste aangaan en so aan. En in die meeste gevalle is 'n egskeiding onbestrede. Met ander woorde, dis klaar uitgemaak wie kry wat, hoe die boedel verdeel gaan word, wie kry die kinders en wat is die onderhoud en wat ook al. Ja. En dan is die proses dat net die eiser, want ongelukkig in 'n egskeiding al is onbestrede, dan moet 'n eiser en 'n verweerder wees. Ja. Dit is nie soos by 'n mosie aansoek waar daar 'n applikant en 'n respondent is nie. Daar moet dagvaarding uitgereik word en dan moet iemand kom getuig in die hof. So nou wat gewoonlik gebeur, dan alles word afgehandel, daar word 'n dokument opgestel wat ons die akte van dading noem, waar al die ooreenkomste uiteengesit word en dan kom net die eiser hof toe. En jy as advokaat sê dan, gee vir die eiser so 'n rympie wat sy moet sê, is gewoonlik die vrou. Dan kom sy hof toe, sy sê haar rympie, wat daarop neerkom dat die huwelik onherstelbaar verbrokkel het, en dat sy vra dat hierdie akte van dading 'n bevel van die hof gemaak moet word, en dan sit basies dit. Dit is omtrent al, dis baie kort, en dan word sommer so, jy doen sommer rye van die goed op 'n dag, vinnig. Maar Nogal sad. ja, dit is nou juist die probleem, maar dit is nou so, en baie van hierdie eisers of eiseresse voel dis hom nou net te vinnig en te maklik en so. Nou word hulle ingesweer. Nou is daar van hulle, in plaas dat hulle net doen wat jy vir hulle gesê het om te doen, maar nou is daar van hulle wat nou Amerikaanse sepies gekyk het. Nou as ons ingesweer word, as vrouens as getuies ingesweer word in Suid-Afrika, ook in Engels, dan sê jy, do you swear that the evidence you're going to give will be the truth, the whole truth, nothing but the truth? Raise your right hand and say, so help me God. Ja. Dis wat jy moet sê. Nou word daai vrou ingesweer, of daai persoon ingesweer, en dan sê die klerk of die griffier van die hof, of die klerk van die regter, sê dan hier rympie, en as hulle nou sê, raise your right hand and say, so help me God, dan het hulle nou gesien, dit word in Amerika so, dan sê hulle, I do. Ja. En dit is om van die ouer regters, want hy is nou op 'n rol, hy moet net klaarmaak. Ja. Nou kom hierdie vrou met I do, vervies een van hierdie ou regters om eendag vir so 'n vrou en sê, listen lady, when you made the stupid decision to marry that husband of yours, you said I do. Now that you want to get rid of him, you say, so help me God, you understand? So, maar nou, sulke goed doen hulle wyk af van die goed, want hulle wil nie, en dan 'n ander ding wat verskriklik hartseer altyd is, plaas dat hulle net sê, die huwelik het onherstelbaar verbrokkel, en partymal sê hulle ook, ons het berading gekry, maar dit het nie gehelp nie, en so. Maar is baie kort, 2, 3 sinne. Dan voel hulle nee, hulle moet meer, die regter moet verstaan, dit is regtig nie hulle skuld nie.
Dan begin hulle te vertel hoe 'n dronk gat die ou geword het en hoe hy vroumense gejaag het en hoe meer hulle vertel, hoe meer raak hulle bewoon op die einde dan se snot en trane. Dan huil hulle so dat hulle nie verder kan praat nie. En die probleem is net as die eerste vrou gehuil het, dan huil hulle daarna almal, want die een wil nie uitgedoen word deur die ander nie. Dan huil die hele lot en dan irriteer dit almal, maar ek meen dis ook miskien 'n katarsis vir hulle, soos ook maar goed. Nou so gebeur dit eendag by so 'n geleentheid dat ek en 'n kollega van my ons het 'n bestrede mosie aansoek wat ons bring. Hy bring die aansoek, hy verteenwoordig die applikant, ek is vir die respondent. Nou sit ons daar agter en wag in die mosiehof, want wat gebeur gewoonlik op in hierdie tipe sake, daar's 'n dag neergesit, gewoonlik 'n donderdag by ons. Dan doen hulle eers die onbestrede mosies. Nou die mosie aansoek is net op papiere en dit is soos 'n sekwestrasie of wat ook al. Dit is dit is net argument en dit is 'n kort argument, een advokaat wat opstaan en so en as daar twee is, dan sal die ander net sê ek bevestig dit en dan word die bevel gegee. Die regter het al die papiere voor hom. So die onbestrede mosies gaan eers deur. Hulle hardloop, daar partymal 80 van hulle. Hardloop hulle deur en dan kom hierdie onbestrede egskeidings. Nou dan daar's partymal daar's nie so vreeslik baie nie as maar hier by ons nou nie. Maar dan's daar 'n klompie van hulle. En dan kom die bestrede mosies. Dit is nou wanneer ons nie kan ooreenkom oor iets nie, maar en dan moet die hof nou, maar dit is als nog steeds op papier. Dan word die argumente lank. Dit is as die applikant argumenteer, die respondent argumenteer, die applikant antwoord op die respondent en so gaan dit aan en dan dit is lank. So ons het uit 'n bestrede mosie. Nou sit ons hier agter in die hof, nou wag ons dat hierdie ouens moet klaarmaak hier voordat ons nou by die bestrede mosies kan kom. En terwyl hulle so sit hierdie ouens, baie wat ouer as ek, sit hy hier langs my. Hy sê vir my, jy weet, fluister hy nou hier na my kant toe, terwyl die vrouens daar voor huil. Hy sê, jy weet, dit moet daarom verskriklik wees om ongelukkig getroud te wees, jy weet. Kyk net hoe hy daai vrouens, man, yes, like, daai arme mense, dit moet verskriklik wees. Ek sê, ja, seker vreeslik om ongelukkig. Hy sê, ja. Hy sê, vat nou maar myself. Hy sê, ek is verskriklik gelukkig getroud. En weet jy hoe kak is dit? Praat van galghumor. Ja.